groet u vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Here het sy verbond van genade met ons gesluit by ons doop. En deur die doop is ons verseker dat hy in sy genade hom nooit nie skaam om ons God genoem te wees nie. In sy groot liefde en genade neem hy ons aan as sy erfgename en sy kinders en verseker ons dat niks ons ooit kan skei van sy liefde nie. En ons leef getroos in die wete dat in lewe en in sterwe ons nie aan onsself behoort nie, maar aan ons getroue verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Hy het ons vrygemaak van ons sondelas, ons saam met hom laat opstaan om op 'n nuwe weg saam met hom te gaan. Dit is ook ons troos dat die Heilige Gees vir ewig in ons woon en ons lei en help om al meer die beeld van Jesus Christus in die wêreld te laat vertoon. Kom ons doen nou belydenis van ons geloof in die Here God. Ons God is die drie-enige God, die Vader, Seun en Gees, die verrassende vreemde, ewig troue, selfopofferende, ontfermende, dienende, gemeenskapstigtende, lewegewende, omgee vir die ander God. Op hierdie tweede Sondag na Epifanie of Epifanie, luister ons na die Here se woord uit Psalm 139. Kom ons bid dat die Here tot ons sal spreek deur die Gees en ons harte stil ontvanklik sal wees, dat hy ons sal ontmoet en ons lewe sal vul met die kennis van sy heilige wil, sodat ons dankbaar en gehoorsaam ons lewe sal leef. Ons ewige en goeie hemelse Vader en almagtige Skepper, ons kan dit nie onthou nie, maar voor ons geboorte het ons ma se stem leer ken. Here, praat met ons diepste wese, met die dele van ons wat onthou wat ons verstand nie kan ken nie. Praat met ons soos 'n ma met haar ongebore kind. Laat ons u ken in die volheid van ons mens wees. Amen. Psalm 139. Vir die musiekleier van Dawid, 'n psalm. Here, u ondersoek my en u ken my. U is die een wat my sit en opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus, u het dit afgemeet. Al my paaie is aan u bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken u, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit u my. U plaas u handpalms op my. Om dit te verstaan, is dit te groot wonder vir my. Dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie. Waarheen kan ek gaan? Weg van u gees? Waarheen kan ek vlug? Weg van u teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel? U is daar. Gaan lê ek in die doderyk? Ook daar is u. Neem ek die vlerke van die daraad? Gaan woon ek by die einde van die see? Ook daar sal u hand my lei, u regterhand my vashou. En al sê ek, as duisternis my maar net wil verberg, en die lig om my nag word, is selfs duisternis nie vir u donker nie, maar skyn nag so lig soos die dag. Is die duisternis soos die lig. Dit is immers u wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het.
Ek prys U omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is U werke, en ek besef dit maar te goed. My skelet was nie vir U verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien, en in U boekrol is hulle almal opgeteken, daar wat beplan is, toe nie een daar was nie. En vir my, hoe kosbaar is U gedagtes, o God, hoe oorweldigend is die volle getal daarvan. As ek dit tel, is dit meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek steeds by U. As U, o God, goddeloses maar wil ombring, manne wat bloed vergiet, gaan weg van my af. Dit is hulle wat valshede oor U verkondig, U vyande wat die stem te vergeefs verhef. Sou ek U haters nie haat nie, Here, en hulle wat teen U opstaan, nie 'n weersin hê nie? Ek haat hulle met 'n intense haat. Vyande het hulle vir my geword. Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my, en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. Geliefdes, met watter troos en sekerheid leef jy vandag jou lewe? Dit is 'n baie belangrike en aktuele vraag. Op hierdie vraag sou die psalmdigter van Psalm 139 waarskynlik soos volg antwoord: Ek leef met die troos en sekerheid dat God my ken. Dat hy my ken van voor my geboorte af. Dat my naam vir ewig in sy boekrol opgeskryf is. En dat hy altyd by my is. Die digter, die sanger van Psalm 139, was 'n vervolgde persoon. Vers 21 vertel dat sy vyande vir God gehaat het. En hulle het die psalmdigter letterlik omring. Hulle wou hom doodmaak. Vers 19. In hierdie doodsbenoude oomblikke het die psalmis hom tot God gewend. Skuiling by God gesoek en hom op God se heilige oordeel verlaat. Dit laat die vraag ontstaan: wat doen ons vandag as gelowiges as ons lewe bedreig word deur COVID-19? Waar en by wie soek ons skuiling? Waarop verlaat ons ons? Psalm 139 vertel van die psalmdigter wat met God self in gesprek was. Hy is so verbaas oor die Here se alwetendheid en alomteenwoordigheid dat hy net tot 'n loflied kan oorgaan oor God wat alles weet, oral is, selfs met hom was van voor sy geboorte af. Wat hom verder aangryp, is die feit dat God by sondaarmense betrokke is, en dat waar God teenwoordig is, alle duisternis verdwyn. Ons hoor dit so duidelik in vers 1 tot 6 en 13 tot 18. Lees gerus weer die verse en dink daaroor na wat dit vir jou persoonlik beteken. Vers 1. Die stelling: Here, U ondersoek my en U ken my. Here, U sien dwars deur my, die vertaling van 1983. Dien as die tema vir hierdie psalm. Is dit ook jou eie ondervinding dat God sy alomteenwoordigheid oor elke gedagte
en daad van jou lewe laat geld. Dat God jou intiemer ken as wat jy jouself ken. En kan jy in die verband bid? Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. Vers 23 en 24. Vers 2. God ken jou gedagtes, nog voordat hulle regtig gevorm is. Vers 3. God het 'n intieme kennis van al jou doen en late. Vers 4. God weet van elke woord wat jy praat. Vers 5. God omsluit jou lewe van alle kante. Jy bevind jou altyd in die teenwoordigheid en krag van God. Vers 6. God weet alles van jou. Vers 13. Jou lewe is die handewerk van God. God het jou gevorm en in sy moeder skoot aan mekaar geweef. Vers 14 tot 15. Jy loof God oor die wonder van hoe God gewerk het om jou te vorm. Vers 16. Die besluit oor wanneer jy gebore is. Die besluit oor die lengte van ons dae en wanneer ons sterwe, is nie jou eie nie. God maak die besluite. Geliefdes, die psalmdigter het dankbaar met die wete geleef. God ken my. En hy kon daarom ook bid. Ondersoek my, toets my en lei my op die ewige pad. Die vraag vanoggend aan jou is dit: op watter pad bevind jy vandag jouself? God roep en nooi ons om op sy pad, die ewige pad, ons lewe te leef. Dit is die pad waar ons elke dag weet, God weet van ons, is bewus van ons, sien, hoor en ervaar ons elke oomblik van die dag. Dit is die pad saam met hom, voor sy aangesig, in sy teenwoordigheid. Vir baie mense is dit vreesaanjaend om te dink dat niks wat ons doen of sê God ontwyk nie. Baie vind dit frustrerend om heeltyd so onder God se oog te wees. Sommige sien God as 'n pretbederwer en mag dalk skuldig voel oor enige oomblikke van plesier. Ander daarenteen vind dit vertroostend om te weet dat God te alle tye teenwoordig en naby hulle is. Psalm 139 herinner ons vanoggend dat God in ons lewe teenwoordig is en naby ons bly. En dat hy nie 'n pretbederwer is nie, dat hy die bewaker van ons lewe is, dat hy ons lewenslange metgesel is, in Christus Jesus, God met ons. Die coronavirus oor die wêreld heen het mense met vrees oorweldig en onseker gemaak. In so 'n tyd bring hierdie Psalm 139, troos. Dit wil mense van God se vooraf kennis oor alles en almal verseker. God weet en ken ook die uitdagings en hartseer van COVID-19. Dus hoef ons nie slawe van angs, vrees of onsekerheid te wees nie. God wat van ons weet, God wat ons ken, hy sal ons vashou en ons deur elke krisis dra. Ons kan ons vertroue in hom stel en die toekoms met rus, kalmte en vrede in ons gemoed
tegemoet gaan. Amen. Kom ons dank nou die Here. Ons goeie hemelse Vader en almagtige Skepper van ons lewe. Ons aanbid en eer U as die enige God van hemel en aarde, uit wie en deur wie en tot wie alle dinge is, die begin, die voortgang en einde van alles. Ons dank U vir die genade voorreg om ons lewe te mag leef in die wete dat U ons ken en altyd met ons is. Ons loof en prys U soos die psalmdigter vir hierdie troostvolle sekerheid waarmee ons elke dag ons lewe mag leef. Dit is ook ons gebed dat ons deur U leiding tot selfondersoek sal kom om seker te wees dat ons wel soos mense leef wat deur U geken word en wat op die goeie ewige weg ons lewe leef. Ons kom bid ook om U troos, bemoediging en ondersteuning van alle mense wat in ons wêreld ly en swaar kry, veral ook as gevolg van COVID-19. Vader, hoe wonderlik het U elke mens gemaak. Kunstig in moederskoot is ons aan mekaar geweef. Kroon van U skepingswerk, U verteenwoordigers, beelddraers van die Heer wat oor U skepping heers. U gee ons waardigheid. Vir U is ons kosbaar Heer. Daarom het U, o Vader, Jesus Christus vir ons gegee. Gee dat ons deur U Gees in ander U beeld sal sien en ook met menswaardigheid ons naaste sal dien en eer. Maak ons getuies, Heer, van U barmhartigheid. Leer ons om so te leef soos wat U woord ons leer. Gee vir ons deernis, Heer, waarmee ons mekaar kan dien. Laat ons gesindheid toon dat U in ons harte leef. Ons bid dit alles met danksegging uit genade alleen. Amen. Gemeente, ons sing nou as toewydingslied, as die lied van vertroue waarmee ons lewe gaan leef, lied 281. Lei ons Here groot en magtig, U alleen ons hulp en krag, U alleen ons sorg en stut, U alleen ons borg en steun. Let us
Geliefde vriende in Christus Jesus ons Here. Dit was my laaste aanlyn opname en uitsending. Dit was vir my 'n voorreg om in hierdie COVID-19 tyd elke Sondag saam met julle die Here ons God te aanbid, wel op 'n nuwe, vreemde manier. Baie dankie vir elkeen wat getrou saam aanbid het. Ek vertrou dat hierdie ontmoetings met God vir u tot seën was. Volgende Sondag se aanlyn oordenking of erediens op ons gemeente se YouTube kanaal sal deur die nuwe leraar van ons gemeente, Dominee Johan Osmond, gelei word. Ons bid hom die ryke seën van die Here toe op sy bediening in Rivier Sonder End. Ek sluit die oordenking, maar ook die voorreg wat ek gehad het om die Here se woord aan u te bedien, af met die volgende seënwense vir u lewe. Dit is 'n ou Ierse seën. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou op te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou, want hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid.